Geestelike leierskap. Ons praat vandag oor geestelike leierskap. Wat is geestelike leierskap? En nou voordat almal hulle ore toemaak wat nie voorgestaan het nie, geestelike leierskap is vir elkeen. Dis nie net vir mense wat op die kerkraad dien nie. Dis vir elke gelowige. So kom ons gaan lees Efesiërs hoofstuk 4 vers 11 en vers 12. Efesiërs 4 vers 11 en vers 12. En dit is die gawes wat hy gegee het: apostels, profete, evangeliste en herders en leraars. Hoor vers 12, sy doel daarmee was om die gelowiges toe te rus vir hulle diens en vir die opbou van die liggaam van Christus. Waaroor gaan geestelike leierskap? Sy doel daarmee was om die gelowiges toe te rus vir hulle diens en vir die opbou van die liggaam van Christus. Dit is geestelike leierskap. God gee genadegawes, en sy doel is om sy kerk toe te rus, om sy kerk op te bou vir die groot genade wat kom. Die groot genade wat kom wanneer ons met hom verenig word. En dit is God se plan met geestelike leierskap, met sy gawes, sodat die kerk kan groei, sodat die volheid van die kerk vol kan word, sodat die wat hy geroep het, sy kerk sal wees, sy bruid sal wees. En dit is ons uitdaging, en dis waarop ons moet fokus. Nou ek het hier vir ons 'n beskrywing van geestelike leierskap. Geestelike leierskap is uiteindelik 'n heilige rentmeesterskap, waardeur 'n gelowige, let mooi, nie kerkraadslid nie, waardeur 'n gelowige ander beïnvloed, dien en inspireer om God se doelwitte te vervul op grond van die intieme werk van God in daai persoon se lewe. So God daag ons uit om ander te beïnvloed, ander te dien en ander te inspireer, sodat hulle saam met God sal lewe, sodat God se doelwit vir hulle lewe 'n realiteit kan word in die pad wat die Here met hulle stap. En uiteindelik is dit die opbou van die liggaam van Christus. Uiteindelik is dit die bruid, dis ons, die kerk. Sien jy hoe belangrik is jy voor God? Laat God mense stuur om na jou om te sien, en so sien hy na elkeen van ons om. Elkeen van ons het gawes gekry, gawes wat ons gebruik vir die opbou van die kerk. En as jy Sondag nie hier is nie, is jou gawe nie hier nie. En dan skiet die gemeente tekort. En dis ons uitdaging om deel te wees van die kerk, van die bruid van Christus. Want Jesus kom om ons te kom haal. Nou maar dit is geestelike leierskap. 'n Paar voorbeelde van Christelike leierskap. En ek dink een van die grootstes wat ons ken is Moses. Maar let op die beweging van die proses van geestelike leierskap. God sê nie, daar sê jy's Christelike leier, geestelike leier, daar gaan jy gaan doen dit nie. Kom ons gaan kyk na Moses se storie en kyk hoe God die hele situasie ontwikkel het. Hoe God vir Moses ontwikkel het. En sien jouself ook daarin. God is besig met jou om jou voor te berei, soos ons gelees het in vers 12, vir 'n diens wat hy wil hê jy moet verrig in sy kerk, as Christen in sy gemeente. Heel eerste brandende braambos. Moses word geroep. Hy's in die woestyn, hy sien hierdie bos, hy gaan nader, en God roep hom vir wat? Om sy volk, die volk van Israel, uit Egipte, uit slawerny uit te lei. So hy word geroep, maar voordat hy geroep is, het God hom voorberei. Die hele storie Moses in die mandjie, hy eindig op in die Egiptiese farao se paleis. Hy word as 'n prins groot. Hy kry al die wysheid van die Egiptiese universiteit, as jy dit so kan stel. Hy word geleer in Egipte. Na 40 jaar vlug hy. Vir die volgende 40 jaar is hy in die woestyn. Jy kan sien hoe het God dit bewerk.
Vir die volgende 40 jaar is hy in die woestyn. Hy pas sy skoonpa se skape en bokke op. En dis hier waar hy by die brandende bos uitgekom het. God berei hom voor. Eers deur Egipte en dan deur die woestyn. Hoekom? Want hy het 'n opdrag en dan gebruik God hom. Hy bring die volk Israel uit slawerny uit Egipte uit. Hulle gaan deur die Rooi See, die see maak oop. Moses lei hulle in die woestyn in. En hy bring hulle by berg Sinai. Wat gebeur by die berg Sinai? God verskyn aan sy volk. Hulle ontvang die 10 gebooie. Hulle ontvang die belofte van God. En dan vat Moses hulle verder tot by die grens van die beloofde land. Geestelike leierskap van Moses. Maar God het hom geroep, God het hom voorberei en God het hom gebruik. Onthou dit. Geroep, voorberei en gebruik. As ons na 'n ander persoon gaan kyk, Micha. Ek weet nie goed ken julle vir Micha, die profeet Micha nie. 'n Ongelooflike storie. God het sy boodskap aan Micha gebring. Hy het dit aan 'n tyd gekoppel. Dis nie net hierdie vreemde boodskap nie. In 'n tyd kom God na Micha toe en hy sê, hier is die boodskap wat jy aan die volk moet bring. En hy bring 'n boodskap van oordeel. Maar hy bring ook 'n boodskap van hoop. Julle ken Micha, daai verwysing na Bethlehem Efrata. Ons lees dit altyd oor Kerstyd. Dit kom uit Micha uit. En dan is daar 'n oproep op die regte lewe. En ons kry 'n idee, wat vra God van my? As 'n dienaar en as 'n geestelike leier, wat moet ek sê, wat moet ek doen? Eers 'n boodskap van oordeel. Daar is 'n prentjie van oordeel, maar dan 'n boodskap van hoop. Die Messias gaan kom en dan daai oproep tot 'n regte lewe. Lewe saam met God, lewe soos God wil. Die derde voorbeeld, Petrus. Ons ken vir Petrus. Hy is geroep as 'n disipel. Jesus het geloop en hy het Petrus gesien en sê, volg my. En Petrus het hom gevolg. Vir 3 jaar het Petrus saam met Jesus gestap. Hy het geluister, hy het geleer, hy's onderrig. Hy het die groter prentjie begin raak sien tot op daai punt toe Jesus gevang word en Petrus sê, ek ken hom nie. 3 keer. 3 keer sê Petrus, ek ken hom nie, daar is die haan. En toe hy die 3de keer sê, hy ken hom nie, toe kraai die haan. En Petrus besef, wat het hy gedoen? Hy was nie getrou aan sy Here nie. Hy het nie geluister na die opdrag van sy God nie. In vrees het hy gesê, maar ek gaan nie. Ek gaan my nie vereenseldig met Jesus nie. Ek sal stil bly, ek sal weghardloop. En wat doen God? Wat doen Jesus? Skryf hy vir Petrus af en sê, nee, ek kan jou nie gebruik nie. Ek het probeer om jou voor te berei, ek het jou geroep. Ek wou jou gebruik het, maar nou draai jy jou rug op my. Wat doen Jesus? Na sy opstanding ontmoet hy sy disippels op die strand. Hy maak vir hulle ontbyt. En soos Petrus Jesus 3 keer verloon het, stel Jesus Petrus 3 keer weer aan. Pas my skape op, kyk na my skape, versorg my skape. En Petrus word herstel. Daar was ongehoorsaamheid, daar was vrees. Sy oë was op die wêreld, nie op Christus nie, en hy draai weg. Maar Jesus kom en hy sê, maar kom terug. Ek het nog steeds jou opdrag vir jou, ek het nog steeds jou uitdaging. En wat gebeur met Petrus? Handelinge 2 vers 14. Dis nou net na die uitstorting van die Heilige Gees. Toe staan Petrus hierdie ou wat sê, ek ken hom nie. Toe staan Petrus saam met die 11 ander apostels op en onder leiding van die Heilige Gees spreek hy die mense toe. Praat hy voor die hele Jerusalem en sê maar, dat ek julle vertel wie is Jesus. Miskien het ons so weggeraak. Miskien het ons ook gesê, maar
ek gaan nie oor hom praat nie. Ek is te bang, ek is te onseker. Maar Jesus roep Petrus weer en hy rus hom toe. En Petrus staan voor die hele Jerusalem en hy preek. Vers 36, toe sê, hoor nou hierdie woorde wat sê hy vir Israel. Die hele Israel moet nou vas en seker weet, God het hierdie Jesus, wat julle gekruisig het, Here en Christus gemaak. Dis sy boodskap. Nie meer vrees nie, nie meer bang nie. Maar wat was die uiteinde? By die aanhoor hiervan is die mense diep getref en hulle het vir Petrus en die ander apostels gevra, wat moet ons doen, broers? Toe antwoord Petrus, julle bekeer julle en laat elkeen van julle gedoop word in die naam van Jesus Christus, dan sal God julle sondes vergewe en julle sal die Heilige Gees as gawe ontvang en die kerk ontwikkel en die kerk groei, want Petrus het toegelaat dat God hom verander. Geestelike leierskap, Bybelse leierskap, dis nie 'n wêreldse ding nie. Dis Bybels, want dis God wat roep. Dis God wat jou roep. En soos ek gesê het, dis nie net kerkraadslede nie. Ja, ek praat eers met julle. Dis elke gelowige, dis wat ons gelees het in Efesiërs 4. Elke gelowige word opgeroep. God roep jou op, want God het 'n taak vir jou. Jy is nie maar net hier nie, jy is nie maar net 'n Christen nie, God het 'n taak vir jou. Jesus, soos ons dit nou gelees het, hy sê, maar gaan voort met my werk. Ek los julle alleen, ek los julle op die aarde, maar julle moet voortgaan met my werk. Gaan dan na al die nasies toe en maak die mense my disippels. Brei my kerk uit. Maak my bruid gereed, want ek kom terug, ek gaan hulle kom haal. En dan moet hulle almal reg wees, en dis ons verantwoordelikheid. Elke dag, hoor mooi, elke dag roep die Heilige Gees ons op. As jy vandag sê, maar ek is 'n gelowige, ek is 'n Christen. Elke dag roep die Heilige Gees jou op om te getuig. Nie net dit nie, elke dag rus hy jou toe om te getuig. Elke dag gee hy jou die wysheid, die insig, elke dag gee hy jou die krag. Jy sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle sal my getuies wees. Dis die belofte en ons is die waarheid, want dit gebeur daagliks met ons. So wie word vandag geroep? Wie word vandag geroep? Efesiërs 4 vers 12, net om dit te bevestig, sy doel daarmee was om die gelowiges toe te rus vir hulle diens. Wie word vandag geroep? Jy as gelowige. Jy word geroep. Ja, die kerkraadslede, maar ja, elkeen van ons. As jy bely, Jesus is jou Here, dan word jy vandag geroep. Vers 12, sy doel daarmee was om die gelowiges toe te rus vir hulle diens, vir die opbou van die gemeente, so ons word geroep. En vanmôre wil ek dit met jou bevestig. Jy is geroep. Omdat jy 'n gelowige is jy geroep. Dit maak nie saak hoe oud jy is nie. Of jy vanmôre 10 of 12 of 13 of 16 of 17 is, dit maak nie saak nie. Jy is geroep. Jy is 'n gelowige en jy is geroep tot diens aan die Here vir sy koninkryk. Jy is geroep om die gelowiges toe te rus vir jou diens. Jy word geroep. Of jy 20 of 30 of 40 is, jy is geroep. 60, 70, 80, 90, jy is geroep. As 'n gelowige is jy geroep. Daar is nie party gelowiges wat diens doen en party wat nie diens doen nie. Ons almal is geroep. Jy is geroep. En hier's 'n ander verrassing. Jy is geroep en het jy al agtergekom jy is voorberei. God berei jou al lank al voor vir die diens. Hy is al lank al besig met jou met sy woord wat in jou hart sit, met sy gees wat jou lei, hy wat jou versterk, hy wat jou ondersteun, hy wat jou uitdaag. Dit gebeur al lank al. Jy is al voorberei, maar hy sal voortgaan om jou voor te berei. Hoe? Deur sy woord.
Ons praat baie van stilte tyd saam met God. Daar berei hy jou voor. Deur die werk van die Heilige Gees, hy berei jou voor. Die Heilige Gees is in jou, hy getuig daagliks teenoor jou, deur ander gelowiges. Jy is voorberei, jy word voorberei. So moenie dink, ek gaan dit nie kan doen nie. Jy is klaar voorberei. Onthou wat het Moses gesê, hy het gesê, ek kan nie praat nie. Toe sê God, maar, dan stuur ek vir Aaron saam met jou. God het 'n plan met jou, jy as gelowige. En God het jou voorberei. En nou word jy uitgestuur. Elkeen van ons word uitgestuur. As jy nog nie voorheen gehoor het dat God jou uitstuur nie, dan gebeur dit nou hier, vandag. God stuur jou vandag uit. Hy stuur jou na jou gesin toe, daar waar jy leef. In die gesin moet ons aan mekaar omsien. In die gesin moet ons mekaar dien. Of jy nou 'n ouer is, pa of ma, en of jy 'n kind is, jy dien in jou gesin. God stuur jou as 'n geestelike leier, hoor mooi. As 'n geestelike leier stuur God jou in jou gesin om die gelowiges voor te berei. Maak nie saak hoe oud jy is nie. Dit is pa se opdrag, dis ma se opdrag, maar dis ook julle kinders se opdrag. Kyk na mekaar, sien om na mekaar. En vanuit die gesin, dis so mooi, die gesin is die boustene van die gemeente, van die kerk. En soos jy in die gesin mekaar dien, soos jy in die gesin mekaar ondersteun, soos jy in die gesin mekaar opbou, so vloei dit oor na die kerk toe. En soos ek nou nog gesê het, met verskillende gawes, jy bring jou gawe in die kerk in die gemeente in. En so dra ons mekaar, versterk ons mekaar, rus ons mekaar toe. Berei ons die kerk voor vir Jesus se wederkoms. Vanuit die kerk na die gemeenskap. Jou bure, jou vriende. Jy is 'n geestelike leier waar jy ook al is. Jy is 'n geestelike leier daar in jou gemeenskap. Wees 'n geestelike leier. En dan die laaste een, die wêreld. In die wêreld moet ons geestelike leiers wees. Ons moet die kerk voorberei. Ons weet nie wie wil God toevoeg tot die kerk nie. Daarom, waar ons ook al gaan, moet ons geestelike leiers wees vir die opbou van die liggaam van Christus. Ek wil net hierdie beskrywing weer lees. Geestelike leierskap is uiteindelik 'n heilige rentmeesterskap waardeur 'n gelowige ander beïnvloed. Dis wat ons moet doen. Beïnvloed, dien en inspireer, sodat God se doelwitte vir hulle lewens 'n realiteit word. Dis ons opdrag. En vanmôre wil ek vir jou vra, wat is jou antwoord? Ons het vir die kerkraadslede gevra en hulle het geantwoord, maar wat is jou antwoord? Elke gelowige word opgeroep tot geestelike leierskap. Wat is jou antwoord? En dan hierdie laaste motivering, wees getrou. Heel eers aan die kerkraad, maar dan aan elkeen van ons. Wees getrou in die oproep wat God oor jou lewe het. Laat hom toe om jou toe te rus. En as hy jou stuur, sê ja Here, ek sal gaan, ek sal doen wat U van my vra. Want U het my geroep, U het my voorberei. Here, gebruik my nou vir U koninkryk. Gebruik my vir U bruid. Kom ons gaan antwoord vir môre se roepstem van die Here. Hy sê, ek stuur jou. Wat is jou antwoord? Kom ons bid saam.